Goeiemôre. Ons gaan vandag ons reis deur Psalm 119 voortsit. Ons kyk vandag na die Dalet gedeelte. So hierdie gedeelte begin dan met die Hebreëse alfabetletter wat ons die Dalet noem. Kom ons lees saam. Ek verkeer in doodsgevaar. Gee my 'n nuwe lewe soos U in die woord beloof het. Ek het my lewensloop aan U bekend gemaak en U het my gebed verhoor. Leer my U voorskrifte. Leer my hoe om U bevele uit te voer. Ek wil U van U magtige dade vertel. Ek kwyn weg van kommer. Skenk my krag soos U in U woord beloof het. Hou valsheid ver van my af. Wees my genadig, leer my U wet. Ek kies die betroubare pad. Ek lewe volgens U bepalings. Ek hou vas aan U verordeninge, Here. Moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. Ek is gretig om U gebooie te gehoorsaam, want U verryk my lewe. Ons lees net tot daar. Wat duidelik word in hierdie gedeelte is dat die digter vir uitkoms smeek, want hy is verseker in doodsgevaar. Die digter gaan na God toe en vra dat die belofte wat daar gemaak is in die woord, dat God dit sal deurvoer, dat God hom sal help. Die vraag is dan, watter uitkoms verwag ons hier van God? Die digter blyk om verlossing van gevaar te soek, maar ook om die woord beter te verstaan en van valsheid gevrywaar te word. Die digter voel dat 'n mislukte lewe net so groot gevaar is vir hom soos die dood. Die digter voel dat daar geen groter gevaar is as om van die Here afvallig te wees of te word nie. Die digter het vroeër gevra dat die Here sy gebede sal verhoor. Dit is in lydenstyd ook ons ervaring. Daarom kan ons steeds volhard, maar ook onsself hertoewy aan God en die woord, dat ons steeds hoop dat ons weer aan ander van God se redding kan vertel en van God sal kan getuig en hoe God in hierdie lydenstyd ons lewe verryk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om saam Psalm 119 se Dalet gedeelte te lees. Dat ons hierin weer verseker kan word van U liefde, van U reddingsdade, maar so ook die feit dat ons onsself kan hertoewy aan U ten spyte van doodsgevare, ten spyte van onsekerhede, dat ons weer binne hierdie situasie kan besef hoe ons na U toe kan kom en vir U kan vra vir hulp. Dat ons in ons gebede na U toe kan kom en vir U vra om die woord vir ons te openbaar. Mag dit ons ervaring wees in hierdie lydingstyd, Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.